Dis 'n pragtige woensdagoggend en wanneer dit woensdagoggend is, dan is dit koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman. Mense, dis weer eens vir my vanoggend 'n groot voorreg om saam met jou 'n koppie koffie te drink hier by die rots op die plaas te Kuilen in die hartjie van Namakoland. Nou mense, ek het 'n boodskap vir jou voorberei vir koffietyd vir vandag. Maar weet jy, toe ek hier stop en ek sien die pragtige blou lug, die stilte, hier's nie 'n windjie wat waai nie. Ek sien hier die berge, ek sien by die rots en ek hoor die voëls. Toe besef ek so dat ons praat baie keer te veel en ons bid te min. Ek en Amela die afgelope week die aangesig van Elohim gesoek. Ons was tussen die berge gewees, net om ons batterye weer te herlaai. En wat 'n voorreg was dit gewees om net weer saam met my bruid tyd te kan spandeer om te bid, om te sê, Abba, ons kom herbevestig, ons afhanklikheid is by U en by U alleen. En ook so vandag vir elke koffietydkyker, dat ons net weer ons prioriteite sal herrangskik om hom eerste te plaas. Die woord sê ons soek die koninkryk van Elohim eerste en sy geregtigheid en alles sal vir julle bygevoeg word. So ek wil nie vandag vir jou boodskap gee nie. Ek wil vandag saam met jou bid. Ek weet nie waar jy gaan nie. Ek weet nie wat is jou situasie nie. Ek weet nie waarmee jy besig is nie. Maar een ding weet ek, dat wanneer ons die aangesig van ons hemelse Vader roep, weet ek twee dinge. Hy is die aanhoorder van gebed en hy is ook die antwoorder van gebed. En my gebed vandag hier by die koffietydrots is dat hy met vuur sal antwoord. Dat elke ongoddelike altaar in ons lewens uitgebrand sal word. Soos wat dit was op die berg Karmel toe Elia die heilige van Israel se naam aanroep, toe hy die Baalprofete uitgedaag het, dat dit vandag sal gebeur. En dat ons net bewus sal word van wie hy is. En weet jy mense, ons dien hom nie vir wat hy kan doen in ons lewens nie. Nee, ons dien hom vir wie hy is. Halleluja. So ek wil saam met jou bid vanoggend hier by die koffietydrots. So mense, baie dankie vir die voorreg wat ek vanoggend het om saam met jou te kan bid. Ek het vir jou boodskap voorberei, my laaste boodskap by koffietyd wat gaan oor finansies en waar die woord sê in Lukas 16 vers 13, julle kan nie twee meesters dien nie. Jy sal die een haat en die ander een lief hê en jy sal die een aanhang en die ander een sal jy verag. En my gebed vanoggend is dat ons net weer sal herprioritiseer in ons lewens. Wie is belangrik? Ek wil juist vanoggend so 'n bietjie naby aan jou staan, dat jy net kan besef dat ons het te make met die skepper God van die hemel en die aarde. Hy is die heilige van Israel. So kom ek bid saam met jou. Abba, wat 'n voorreg om net vanoggend op hierdie pragtige Woensdag, die middeldag van die week, U naam te kan aanroep in aanbidding. Ek wil my hande ophef na die hemel, as 'n teken van my afhanklikheid by U en by U alleen. En wanneer ek opkyk na hierdie berge, dan kom die gedeelte by my op, waar sal my hulp vandaan kom? Want ek slaan my oë op na die berge en dan antwoord U en dan sê U, julle hulp is van hom, die skepper God van die hemel en die aarde. En Vader, ons vergeet dit baie keer. Ons vergeet soms dat U is die bron van alle bestaan. En die afgelope week het ek verklaar dat my afhanklikheid is by U, my energievlakke is by U. Dit wat ek moet doen is by U, nie by my nie, nie by mense nie. En ons raak soms so besig met ander goed behalwe met U. En vanoggend hier by die koffietydrots, Abba, het U in my hart kom plaas om net vir mense te bid, vir hulle huwelike, hulle finansies, hulle gesinsverhoudings met mekaar. Vader, my gebed is dat die perspektief wat U vir elke man, vrou, seun en dogter het, dat hulle daai perspektief sal snap in hulle lewens en nie hulle eie perspektiewe sal volg nie. Dat U sienswyse deur die inspraak van U Ruach op hulle geprojekteer sal word. Dat hulle sal besef wie hulle is en wat U van hulle verwag. So my gebed vanoggend is, Abba, U perspektief in ons lewens. Want ons eie perspektief is soms verwronge vanweë omstandighede, vanweë situasies in ons lewens, en dan maak ons verkeerde besluite en ons tree disfunksioneel op. So Abba, ek bid in hierdie môre, U perspektief in my lewe, in elke persoon wat ingeskakel is vandag se lewe.
Ek bid Vader vir gesondheid. Ek spreek vandag lewe in mense se bloed, hulle wit bloedselle en rooi bloedselle. Ek spreek lewe in hulle neurobane. Ek spreek lewe in hulle bewegende gedeeltes van hulle liggame, want daar is soveel mense wat vasgevang is, wat nie meer die fasiliteite het om te kan beweeg nie. Vader, ek roep vandag U naam uit oor elke man, vrou, seun en dogter vir volmaakte genesing en herstel. Vader, ek bid vandag vir finansies, dat mense se finansies herstel sal word. Dat hulle nie mammon sal dien nie, maar dat hulle U sal dien. Dat hulle prioriteite in lyn sal kom met dit wat U vir hulle beplan, Abba. Ek bid vandag, Vader, vir ons kinders. Kinders wat skool toe moet gaan, wat onder geweldige druk verkeer en groepsdruk van die syllabus en die kurrikulum van die skole. Vader, ek bid vir 'n afgesonderde nasie. Ek bid vir 'n generasie wat ons gaan bou, wat U sal dien in gees en in waarheid, en nie wat hierdie wêreld sal dien nie. Vader, ek roep in hierdie môre ouers, papas en mammas, wat weer sal aandag gee aan hulle kinders. Nie dat die kinders net moet groot word en die huise sal uitgaan nie. Ek bid vanmôre, Vader, dat papas en mammas nie net babysitters sal wees nie, maar dat hulle opvoeders sal wees in die regte rigting. Vader, gee hulle weer eens U perspektief om hulle kinders op te voed in die vrese van wie U is. Want U woord sê dit in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 6. Wanneer julle ry, wanneer julle sit, wanneer julle op die bed, wanneer julle lê, dat julle kinders sal impakteer met die woord. Ek bid vandag, Vader, dat U ons land sal genees. Maar voordat U dit doen, dat ons eers sal terugkeer na U toe. Want U woord sê, wanneer ons terugkeer na U toe, en dat ons verkeerde weë sal agterweë laat, en sal klaar kry met die afgodery, dat ons weer sal terugkeer na U in gees en in waarheid, en wanneer ons dan bid, dan sal U hoor. Dan sal U oë oop wees en die ore luister na die gebed wat ons sal bid van hierdie plek, en dan sal U ons land genees. Ek bid vandag, Vader, vir die genesende hand van Elohim op elke man, vrou, seun en dogter, oor elke besigheid, oor ons land, oor ons regering. Vader, die disfunksionele manne in ons regering, haal hulle af, want U woord leer my, U stel konings aan en U stel konings af. Sit manne daar, sit vroue daar, met integriteit, met een visie, met een doel, dis om U te behaag, om U te dien in gees en in waarheid. Vader, dis my gebed. Ek bid vir manne en vroue wat die woord verkondig oor Suid-Afrika, dat ons die waarheid sal verkondig, want die waarheid maak ons vry. Dat hierdie land van Suid-Afrika en ook so in Namibië, Vader, 'n land sal wees, of 2 lande sal wees, en reg oor die wêreld waar ons mense betrokke is, Vader, dat U naam nommer 1 sal wees. Dat ons wat gelowiges is, wat U volg, wat studentvolgers is, wat afgesonderd is, dat ons sal voorloop en dat die regering sal volg. Ek bid in hierdie dag, op hierdie pragtige Woensdag, vir elke persoon wat ingeskakel is, Vader, vir hulle geloofswandel, dat hulle geloofswandel sal verdiep in U, dat hulle weer die woord sal opneem, dag en nag, U woord sal bepeins, U woord sal lees, en nie net sal hoor wat U woord sê nie, maar 'n dader sal word van U woord, sodat ons dit sal doen wat vir U welbehaaglik sal wees. Vader, ek bid dat ons gemoed sal verander, ooreenkomstig U plan en U wil wat U vir ons het, sodat ons, Romeine 12 vers 1, aan U 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Abba, ek roep vanoggend U naam uit, oor hierdie koffietydprogram. En dat ons weer eens, wanneer ons na ons hande sal kyk, sal besef, dit wat ons doen, dit wat ons sê, dat dit aanneemlik voor U sal wees. En dat U sal neerdal, soos wat U neergedaal het, toe U volk uitgelei het uit Egipte, dat U weer sal neerdal, en ons sal uitlei uit Babylon uit. Genoeg het ons die water gedrink van Moab. Lang genoeg was ons vasgevang in bondage, deur Farao in Egipte, wat 'n tipologie is van die wêreld en die anti-kris, dat ons sal uitbeweeg, Vader, dat ons 'n afgesonderde nasie sal wees, dat Suid-Afrika 'n land sal wees, wat U sal dien in gees en in waarheid, dat ons sal terugkeer na U woord, en na die woord, die waterbad van U woord, ons sal kom skoon was, en kom reinig van ons drekgode, dat U vandag vir ons 'n nuwe hart kom gee, om U te dien, om dit te doen wat vir U aanneemlik is, U gebooie, U instruksies, U verordeninge, U feeste, dat ons daarin sal wandel,
dit wat vir U belangrik is. Vader, ek dank U daarvoor. Ek bid vandag vir elke koffietydkyker, dat U hulle sal seën na die rykdomme van die heerlikheid, dat goedheid en guns hulle sal agtervolg en ook sal verbyvat. En Vader, dat U ons manne en vroue sal oplig en uitlig bokant hulle omstandighede. Ek dank U nou vir die hand van genesing, die hand van oorwinning. Ek dank U nou vir die hand van deurbrake en ek roep vandag 'n nuwe seisoen in ons mense se lewens. Vader, daar's oorlog in die Midde-Ooste. En dat ons nie hier oorlog sal hê in ons huise nie. Nie oorlog sal hê rondom U woord nie, maar dat ons in eenheid sal wandel, want wanneer daar eenheid is, Vader, dan is daar salwing. Daar's lewe en daar's seëning. Dis vandag my gebed hier by die Koffietydrots. Dis my gebed vandag vir elke koffietydkyker, Abba. En ek dank U daarvoor. Vader, ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker, die Messias wat weer gaan kom. En ek dank U daarvoor in sy wonderbare naam. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Mag die vrede van Skepper God by elke koffietydkyker wees. Tot volgende keer, volgende Woensdag, as ek gesond is, ek is in die lewe en Messias het vertoef om te kom, dan kry ons mekaar weer hier by die Koffietydrots. Baie vrede vir jou. Shalom.